Môre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Markus 4 uit, vers 2 tot 9. En Jesus het hulle baie dinge geleer, deur gelykenisse en vir hulle in sy lering gesê. 'n Saaier het uitgegaan om te saai. Terwyl hy saai het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie. Dit het dadelik opgekom, omdat dit geen diepte van die grond gehad het nie. Toe die son opgaan is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. 'n Ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom. Dit het gegroei en dit het gedra, 31, 61 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die hele gedeelte het begin met hierdie woorde, luister, 'n saaier het uitgegaan. In vandag se tyd is niks lank gewild nie. Vandag se gewilde opkomende sangers is volgende maand, volgende jaar alweer ou nuus. Dan sal jy vinnig sien, is daar alweer ander wat op YouTube video's opkom. Sporthelde, wat jy vandag mee saam juig, is volgende jaar alweer vervang as spelers. Jou nuwe motor se reuk gaan so gou uit, en dan begin ons alweer rondkyk vir 'n ander een. So gaan dit in hierdie lewe. Dinge is vir 'n kort rukkie op die voorgrond, so belangrik, en dan moet dit weer plek maak vir iets nuuts. Hierdie kitskos wêreld van ons maak dat ons niks regtig meer blywende waarde het of sien nie. Dis jammer dat dieselfde oorspoel tot in die huis van God. Mense bly net vir 'n rukkie sterk in geloof en dan vervlou dit weer, omdat hulle vergeet hoe goed God vir hulle goed gedoen het. Eenmaal het 'n groot besigheidsman my gevra watter skrif sou ek vir besighede kwoteer. En ek sê toe vir hom, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Hy het dit geïnterpreteer dat dit 'n skrif is om besighede te seën. Toe sê ek vir hom om anders ook te dink oor hierdie skrif. Dat ons baie keer as dit met ons goed gaan in besighede, God nie meer so nodig het nie. Maar wanneer dit met ons goed gaan, ons soveel te meer moet bid vir krag om afhanklik te bly van God in geloof. Afhanklik te bly, leer jou wat dit is om minsaam te wees. Leer jou wat is dit om nederig van hart te leef. En hy was baie verbaas en hy het weggestap en 'n hele ruk daarna het ek hom weer gesien. En toe sê hy vir my, hy het elke keer gedink aan wat ek vir hom gesê het, en hy begin nou bietjie meer besef van dit. Want dit is so, ons moet nie begin dink dat ons nou sterk is en ons het God nie meer nodig nie. Want ons dink baie keer dat dit die swakke is wat God se krag nodig het, maar dit is eintlik meer die sterke wat God se krag nodig het om nederig te gaan bly. Jesus vertel ons dat die vyand daar sal wees om sy woord vinnig weg te vat as dit in ons harte val. En dit sal veroorsaak dat sy woord nie vrug dra in ons lewe nie, as dit in ons harte val. En baie bekommernisse sal ons so besig hou, dat sy woord uit ons harte uit verdruk word. Hy sê wie ore het om te hoor, moet hoor wat hy eintlik wil sê. Getroue, geloof, volharding en afhanklikheid in gebed, sal dat sy woord goeie vrug begin dra, en dan sal ons daardeur verander word. Here Jesus, baie dankie vir u bloed. Here, ons bid dat u bloed as kosbare saad sal val in ons harte. Here, dat u in ons harte werk, dat dit diep vrugbare grond sal wees, dat u hande in ons harte insteek, Here, en dat die krag van die bloed sal vrug dra, dat ons uit hierdie krag uit kan vergewe, en ook vergifnis kan aanvaar, Here, vir ons sondes. Jesus, baie dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is aan daardie kruis. Here, dat ons deur u liggaam se wonde ook genesing kan vind. Dankie, Here, daarvoor. Amen.